gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy groot naam. Goeiedag geliefdes, dit is atletiek tyd en dit is winter Olympiese tyd en ons sien baie sport en ons weet nou al as ons hoor neem julle plekke dan is die volgende opdrag gereed. En as daai atlete so in gereedheid gaan dan kan jy sien maar hierdie ouens is nou reg vir aksie. En dit laat my dink oor die woord gereed. Gereed is nie sommer net 'n toestand van ek weet ek kom wat kom volgende nie. Dit is 'n gespanne, opgewonde afwagting. Die Engelse woord of die Engelse konsep is nervous tension. Dis om in daai toestand te wees wat jy net reg is vir die volgende ding. En hierdie week gaan ons 'n bietjie daaroor gesels en logies in die eerste plek begin ons by Jesus Christus en sy eie woorde, soos dit op baie plekke in die Nuwe Testament is, maar spesifiek vandag in Lukas 12 vers 35 tot 40. Wees gereed, die heupe omgord en die lampe aan die brand. Julle moet wees soos mense wat vir hulle eienaar wag, tot hy van die bruilof af terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker ek julle. Hy sal hulle aan tafel laat sit, self 'n voorskoot aansit en hulle kom bedien. Gelukkig is die slawe wat hy wakker aantref, selfs al sou hy eers om middernag of met hanekraai kom. Maar dit moet julle weet, as die huiseienaar geweet het, hoe laat die dief kom, sou hy hom nie by sy huis laat inbreek het nie. Ook julle moet gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd, wanneer hulle hom nie verwag nie. Ons weet dit, en ons ken baie gelykenisse hieroor, en ons praat van die 5 meisies, of die 10 meisies, die slimmes en die dommes, die wat die lampe en olie gehad het, en die wat net lampies gebring het, wie se olie klaar geraak het. Ons ken al hierdie verhale, hierdie gelykenisse van Christus uit die Bybel uit, en ons sê dit vir mekaar, ons moet gereed wees. Maar besef ons nog dat gereed wees is baie meer as net weet wat volgende kom. As ek so rondom my kyk, dan wonder ek baie keer of ons gereed is. Ons lyk vir my so besig met voorbereidings dat ons nie by gereed wees uitkom. Dit lyk vir my asof ons aandag so afgetrek word deur allerlei dinge dat ons vergeet van hierdie Christus gereed wees. Is ons gereed wees vir Christus regtig nog vol nervous tension, gespanne aan 'n afwagting? Wat ons heeltyd op die kyk is, maar wanneer en hoe, en waar behoort ek te wees, en hoe behoort ek myself te posisioneer? Of het ons oorgegee aan 'n vlaag van, wanneer dit gebeur, sal dit gebeur, ek is reg. Om reg te wees, en regtig gereed te staan, is 2 verskillende dinge. Christus praat so mooi hier oor sy wederkoms. Hy sê, dit gaan so wonderlik wees, wanneer hy kom, gaan die wat gereed staan, in spanning en afwagting is, hy gaan hulle by die tafel laat sit, en hy gaan hulle bedien. Is jy gereed daarvoor? Is jy so gereed, dat jy so aangetref sal word? Miskien besef ek en jy in die wêreld dit nie, maar ons was nog nooit so opgeroep om gereed te wees, soos nie daar waarin ons nou leef nie. En my gebed vir jou is, dat jy regtig sal gereed wees. Nie net iets sal weet nie, maar spanningsvol in afwagting, reg sal staan, vir wanneer hy skoot klap. Shalom.